Ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid in ons lewens. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Vader, ons wil ons harte nou oopmaak om te hoor dit wat U vir ons sê, om te ontvang wat U vir ons het, sodat ons in ons gees in kan bou. In Jesus naam. Amen. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie verder deel in die woord vanoggend en my titel vanoggend is Heers oor jou gedagtes. Heers oor jou gedagtes. As ons kyk na Genesis hoofstuk 1, vers 26, sien ons wat God die mens gemaak het, en hy sê daar so, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. En dan noem hy 'n klompie goed, heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, die vee, oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na sy gelykenis, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hulle geskape. En God het vir hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers. Ons weet dat dit is die oorspronklike roeping van ons as mens, is om te heers. Maar ons weet ook dat die sondeval gebeur het, en dat die mens homself verloor het. En Jesus het die pad kom terugkoop, dat ons self weer kan in beheer neem. Amen. En ek wil volgens vir julle sê, dat die eerste plek waar ons moet begin heers, is oor ons gedagtes. As jy oor jou gedagtes kan heers, dan kan jy oor die omstandighede heers. As jy nie oor jou gedagtes kan heers nie, dan gaan die vyand, die duiwel, jou die hele tyd pla. Nou 2 Korintiërs hoofstuk 10, sê Paulus dit so mooi, hy sê 2 Korintiërs 10 vers 3, want terwyl ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Nou moet jy besef, die Satan se area van expertise is die vlees. En deel van jou vlees is jou sielsdimensie, of die denke. En dit is die area waar die duiwel 'n meester is om na jou toe te kom en jou denke te probeer aanval. Nee. En dan sê hy verder, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Die gedagtes wat in jou kop inkom, is nie noodwendig jou eie gedagtes nie. Elke gedagte wat jy kry, is nie noodwendig jou gedagte nie. Hy sê ons daar's gedagtes wat ons gevange moet neem. En die enigste manier hoe ek 'n gedagte kan gevange neem, is ek moet herken watter gedagtes is, wat is die oorsprong van elke gedagte. Ek moet gedagtes kan onderskei. Spesifieke gedagtes het spesifieke oorspronge. En ons het gesien in die versoeking van Jesus in die woestyn, waar Jesus vir 40 dae gevas het, en aan die einde van die tydperk, toe kom Satan na hom toe en hy sê vir hom, hoekom vat jy nie hierdie klippe en maak dit brode nie? Maar al wat gebeur het, hy het hom 'n gedagte gegee, né? Hy het nie verskyn met 'n vurk en 'n ster nie. Jesus het 'n gedagte gekry. En die gedagte was, hoekom, jy is honger, dit is 40 dae, jy geëet het nie, hoekom vat jy nie hierdie klippe en maak dit brode nie? En onmiddellik het Jesus herken, dat hierdie is nie my gedagte nie, dis nie God wat my praat nie, hierdie kom van die buitekant af, dis die vyand. En dis die eerste stap, as ek en jy suksesvol wil wees vir ons lewens, is om te herken waar elke gedagte wat ek kry vandaan kom. Ek moet besef, sekere gedagtes is daar om my te kom boelie, my te kom pootjie, om dinge verkeerd laat gaan in my lewe, en die bron van daai gedagtes is die tyd. Hy is die vyand. En Jesus het daai gedagte geantwoord. Nou, die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. God is gees. En die Bybel sê in Johannes 4, God is gees, en jy moet hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Ons wapens, as wedergebore kinders van die Here, is geeswapens. Dis baie meer kragtig, is 'n ander dimensie as die sielsdimensie. Jy kan nie die duiwel bestry met sy eie goeders nie. Jy moet na 'n ander dimensie toe gaan. Jy moet uit die gees uit dinge trek, waarvoor hy geen antwoord het nie. Die vloei moet uit die gees uitkom. So in jou hakplek, jou hoek, om uit die gees in te kom, is die woord van God. Woord is geestelik. En die woord kan nie met jou verstand verstaan word nie. Hierdie woord moet met jou gees verstaan word. So onmiddellik antwoord Jesus die Satan met die woord. Die mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord in die mond van God. So dit is woord, hy gebruik woord.
En dit is 'n voorbeeld vir ons om ook te gebruik. Nou Hebreërs 12:2 gee vir ons 'n voorbeeld van Jesus self. Hy sê in Hebreërs 12:2 so van die middel van vers 1 af: Laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik ombring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. So daai woorde leidsman en volëinder, die woord leidsman daar is beginner of initieerder of die een wat dit aan die gang sit, né? Volëinder is ook in die Engels kan jy die woord finisher gebruik. Dit is as jy 'n meubelstuk maak en jy rondom af, jy werk hom af, so met die finishing touch. So Jesus begin ons geloof en hy sê die finishing touch. Hy is die outeur van geloof. Geloof is 'n geestelike ding, is nie 'n sielsdimensie ding of 'n vleeslike ding. Jy kan nie geloof opwerk in jou siel nie. Geloof kom uit jou gees uit. Geloof is 'n krag wat as ek hom in aksie sit, het die vyand geen antwoord nie. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Nou, Weymouth se vertaling klink so: And let us run with endurance the race that lies before us, simply fixing our gaze upon Jesus, the leader and perfecter of faith. He, for the sake of the joy which lay before him, patiently endured the cross, looking with contempt upon its shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. Die geheim om deur 'n probleem te kom, is om nie die probleem toe te laat om al jou aandag te kry nie. Dit is nie so maklik in die natuurlike riem, as ons 'n probleem het, dan wil ons onmiddellik die probleem ons fokuspunt maak. Ons wil hierdie probleem tackle. Nee. Ons wil problem solving en brainstorming doen. Maar jy moet eers na die geesdimensie toe gaan. Jy moet eers verby die probleem kan sien. Jy moet eers ander kan die probleem kan sien. Jy moet die uitkoms kan sien. Amen. Dit is wat geloof is. Geloof weier dat die probleem binne in jou kom. Die probleem moet nie in jou inkom nie. Die probleem is hier en jy is hier. En om die probleem te mediteer, gaan net die probleem groter maak. En die probleem gaan dan in jou inkom, en dat jy 'n groter probleem as wat jy gehad het om te begin mee. Jy moet die probleem oorkom met die woord van God. Jy moet geestelike vloei aan die gang sit. So Satan wil jou die hele tyd hinder om 'n geestelike vloei aan die gang te sit. Hy wil jou terug in die mental realm invat, né? Nou Kolossense 3 vers 1 en 2 praat ook hiervan. Hy sê, so as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Nou Weymouth sê hom so, hy sê, die Amplified vertaling sê hom so: If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Set your minds and keep them set. Dit is die woord wat ek lees moet kyk na. Set your minds and keep them set. Hierdie is baie waardevolle raad wat Paulus vir ons gee. Hy sê dit is die pad na oorwinning. Set your mind and keep it set. Op die regte plek, né? Op die woord. As jy jou gedagtes op die woord sit en dit daar hou en jy weier om links te gaan en jy weier om regs te gaan, het die duiwel geen antwoord nie. Hy het geen antwoord nie. Ek onthou toe ek 2019 ry ek op die plaas en ek voel in my gees net so ongemaklikheid en ek vra vir die Here, wat is dit? En hy sê vir my, daar kom iets. Maar dit verander nie die seun van Abraham nie. Dis al wat die Here vir my gesê het. Daar kom iets, wat verander nie die seun van Abraham. Toe kom COVID, net 'n paar maande later. Maar COVID het nie die seun van Abraham verander nie. Amen. Jy sien, waarop moet jy jouself set? Op die woord, op die seun van Abraham. Maak nie saak wat die wêreld doen nie. Maak nie saak wat die wêreldstelsel doen nie. Hy kan op en af spring, hy kan links gaan en regs gaan. Ek is geset
op die seun van Abraham. Ek is die geseënde en die gunsgenoot van my Vader. Amen. Wat ek my hand aansit om te doen, sal suksesvol wees. Maak nie saak wat die wêreld doen. Jy moet jouself set op dit. Nou Romeine 12:2 sê die volgende, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hy sê vir ons 3 dinge wat God se wil is. Alle dinge wat op die aarde gebeur is nie God se wil nie. Daar is baie dinge wat elke dag met baie mense gebeur wat glad nie God se wil is. Dis 'n valse lering in die kerk dat alles wat gebeur is die wil van God. Baie vals. Dit is teenstrydig met die woord. Die eerste ding wat die woord sê, gebeur het wat nie God se wil was, nie was die sondeval. Hoe weet ek dit was nie sy wil nie? Hy het gesê, moet dit nie doen nie. As hy sê, moet dit nie doen nie, hoe kan dit sy wil wees? Amen. So, mense gaan dood, mense word beroof, mense kry skade, en is dit God? Nee, Jesus het gesê in Johannes 10:10, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe kan hê in oorvloed. Nou gee hy vir ons hierso 'n reddingsboei. Hy gooi vir ons 'n reddingsboei om ons uit die kloue van daai dief uit te kry. En net die wat die boei gaan gryp en gaan doen wat hy sê, gaan vry wees van daai dief. As jy nie gryp en die woord eers stel nie, dan is jy uitgelewer aan die dief. Is julle met my? Wedergebore of te not? Jy is uitgelewer aan 'n dief, tensy jy die woord gryp en die woord eers stel. Die duiwel sal jou rot en kaal steel. Hy sal jou gesondheid steel, hy sal jou finansies steel, hy sal jou huwelik steel, hy sal jou verhouding steel, hy sal alles vat wat jy het en jou nog doodmaak. Dis hoe hy is. Maar hy kan dit nie doen sonder jou toestemming nie. En die eerste toestemming wat hy van jou kry is dat jy sy gedagtes moet begin doen. Hy gaan kom met 'n aas. Hy gaan kom met 'n byt en dit is gedagtes. En daai gedagtes is lewe en dood vir jou. Watter gedagtes jy vat en watter gedagtes jy los. So hy sê dat die woord van God sê God se wil is nie dood en gebrek en tekort nie. Nee, hy sê God se wil is goed en welgevallig en volmaak. Hy sê jy gaan net bewys kan lewer dat dit die geval is as jy vernuwe word in jou denke. As jou denke nie vernuwe word nie, dan kan jy nie bewys lewer dat God se wil is nie. Romeine 14, net 2 bladstukkies aan, vers 17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So Jesus het gesê, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge wanneer die heidene soek, sal vir jou bygevoeg. So waar, en dan sê in Lukas 17, vers 21, die koninkryk van God kom nie met uiterlike observasie nie. Ons sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, dis binne in jou. Nou weet ek, nommer 1, die koninkryk is binne in my. Nommer 2, weet ek, as ek hierdie koninkryk soek, en ek ontdek hierdie koninkryk, en ek begin werk met hierdie koninkryk, en ek ontdek my geregtigheid, my regte in daai koninkryk, dan gaan al die dinge wat die heidene soek, vir my bygevoeg. Klink goed. Amen. En dan sê hy, hierdie koninkryk bestaan uit geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So die eerste ding wat hy noem is geregtigheid. Die eerste ding wat ek moet ontdek is my geregtigheid. God het hom, 2 Korintiërs 5:21, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak in my plek, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek is nie meer 'n sondaar nie, ek is nou die geregtigheid van God. Jesus het my sonde gevat en sy geregtigheid vir my gegee. Ek staan voor hom volmaak deur die bloed van Jesus. En dis die eerste stap as ek wil redding ervaar in my lewe, is om te kyk na geregtigheid. Kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 6. Matteus 6, daai bekende deeltjie, maar ek wil hom in die King James vertaling lees, want hy kom mooi uit in die vertaling. Matteus 6 van vers 24, in die King James. No man can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say unto you. Wherefore? Omdat jy nie God en mammon kan dien, gaan ek nou iets vir jou sê. Jy moet nou hoor. Take no thought for your life.
What you shall eat, what you shall drink, nou jy het vir jou body. So Jesus bring 'n beginsel by ons. Hy sê jy kan 'n gedagte vat of jy kan 'n gedagte los. Amen. Hy sê omdat jy nie God en Mammon kan dien nie, moet jy geen gedagte vat vir jou lewe nie. So hoe dien jy Mammon? Mammon het niks te doen met hoeveel geld jy het. Mammon het te doen met hoeveel bekommernis jy het. Mammon het te doen met watter gedagtes jy vat en watter gedagtes jy los. Dit is 'n oorlog oor jou denke. Amen. Dit is 'n oorlog oor jou denke. So take no thought. So ek moet sekere gedagtes verwerp. Jesus gee vir my daadwerklike praktiese raad. Hy sê mense, wil julle suksesvol wees in julle lewens? Verwerp sekere gedagtes. Moenie elke gedagte vat wat net toe kom nie. Clickbait, wat ook al. Daai gedagtes, hulle wil jou intrek, dit nie vat. Dan sê hy, know yet for your body, what you shall put on, is not a life more than meat, and the body than raiment. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than they? So hy het nou net in die vorige vers het hy gesê, die lamp van die liggaam is die oog. As jy oog reg kyk, sal jou hele liggaam vol lig wees. As jy oog verkeerd kyk, sal die hele liggaam donker wees. Nou sê hy vir ons waarna om te kyk. Hy sê kyk na die voëls, maar wat presies sê hy van die voëls? Hy sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie. So, die fokuspunt in die koninkryk moet my waarde wees vir die Vader. Ek moet begin mediteer op hoe baie ek werd is. Wie staan dit? Are you not much better than they? Die Afrikaans sê, julle nie, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring met mekaar en skier nie, tog voed julle hemelse Vader, hulle is julle nie baie meer werd as hulle. So my fokuspunt, as ek lig wil hê, moet ek wegdraai van veroordeling af. Ek moet wegdraai van sondebewustheid af. Die duiwel gaan altyd kom met my foute en my tekortkominge. Hy gaan grawe in my verlede. Jare terug. En dan gaan haal hy met my foute en my tekort en bring dit vir my. Dink jy die Heilige Gees sal dit doen? Nee. So as jy heeltyd daar gepla word met jou foute en jou tekortkominge, dan weet jy wie werk nou met jou. Dis die vyand wat met jou werk. En jy moet dit weerstaan. Jy weier om gedagtes van veroordeling oor jouself te oordink. Amen, jy verwerp dit. Jy vat die woord en verwerp dit. Jy vat 2 Korintiërs 5:21 en jy sê dit. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God in hom. Ek verwerp jou gedagte. Ek verwerp jou beskuldiging. Amen. Vers 31 gee ons verdere lig op die saak en hy sê, therefore take no thought saying. Jy sien hoe vat jy 'n gedagte? Jy sê hom. Therefore take no thought saying, what shall we eat? What shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? For after all these things that the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you have need of all these things. Hey, is dit nie 'n wonderlike vers nie? Sê saam met my, my heavenly Father knows that I have need of all these things. Amen. Hy weet. Dis goed om dit te weet, né? Dis 'n openbaring. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Soek hierdie binnekantste goeder. Soek geregtigheid. Soek vrede. Soek vreugde. Sit die woord in jou mond, sit die woord in jou hart. Dan gaan met alle voorsiening wat die Here vir jou stuur, enigiets wat die Here vir jou stuur, deur die koninkrykstelsel gaan deur jou gees moet kom. Die Here gaan nie 'n satelliet stuur of 'n rocket met 'n pakkie. Hy gaan nie die genesing van buite af laat kom, dit kom deur jou gees. Nou as jou gees nie kan ontvang nie, as jou gees geblok is, want jy vloei nie in die koninkryk nie, wat gaan dan gebeur? Jy sukkel om te ontvang. God stuur, jy ontvang nie. Jy sê, wanneer doen die Here iets? Dan sê die Here, wanneer ontvang jy bietjie? Ek stuur aan mekaar, maar jy ontvang niks. Wat gaan met jou aan? Ek stuur genesing elke dag, jy ontvang dit nie. Jy wil in bitterheid bly. Jy wil in ongeloof bly. Jy wil in vrees bly. Die Heilige Gees het niks te doen met die vloei van vrees nie. Die Heilige Gees het niks te doen met die vloei van bitterheid. Hy kan niks mee te doen nie. En as jy daai vloei toelaat, dan is jy uit die vloei van die koninkryk. Jy kan nie ontvang nie. So as die koninkryk in my is,
Wat is reeds in my? Geregtigheid is in my. Vreugde is in my. Ek hoef dit nie te kry nie, is klaar hier. Vrede is klaar in my, ek moet dit net prime, ek moet dit net laat vloei, ek moet wat in my is laat uitkom. So geregtigheid is my toegang tot die koninkryk. So, waar jy jou aandag sit, gaan bepaal die vloei waarin jy lewe. En dit is baie belangrik. As ek my aandag op die verkeerde goed gaan sit, my aandag die hele tyd besig hou met dit wat verkeerd is, dit wat tekort is, die probleme, en dit oorheers my denke, en ek kan maklik agterkom wat oorheers jou denke, ek hoor wat oorheers jou woorde. Dit wat uit jou mond uitkom, is wat jou denke oorheers. Jy sien al die probleme raak die hele tyd. Ek was een keer saam met my pa in die koöperasie, dit is 'n goeie jaar, jy weet dit reën, en bilies groei, daar was 'n ou gewees daai jare, dan was Andries verdriet. En nou Andries verdriet staan langs my pa, nou my pa wonder wat Andries nou sê. My pa sê vir hom, Andries, hoe lyk dit nou? Hy sê hom, Tinus, weet jy, put die milisie grond nou uit. Nou ja, as jy wil verdrietig wees, dan kan jy maar enigiets verdrietig wees, jy verstaan. Dis soos 'n wolkie wat oor jou hang, maar jy is in die verkeerde vloei. Jy bepaal watter vloei jy in gaan wees. Jy moet in die vreugde vloei kom, jy moet in die vrede vloei kom, jy moet in die woord vloei kom, in die gees vloei. Ek en jy is die enigste koneksie wat hierdie donker wêreld het met die krag van God en met die lewe, moet deur ons vloei. Hulle het nie idee nie. Hulle het nie idee dat God 'n goeie God is nie. Hulle dink al die vreeslike ding wat met hulle gebeur is God se wil. Hulle dink God bepaal alles. En dit is nie waar nie. Sien, God het jou gees gewederbaar, maar jou siel en jou liggaam is up to you. Hoor mooi. God het jou gees gewederbaar die dag toe jy hom aangeneem het, is jou gees wedergebore. Maar nou het jy werk om te doen aan jou siel en aan jou liggaam. Die Here gaan nie namens jou by die eet gaan nie. Die Here gaan nie namens jou gesond eet nie. Jy moet gesond eet. Jy moet vir jou liggaam sorg. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En die Here kan nie namens jou besluit wat jy dink nie. Jy besluit wat dink jy. Jy besluit watter gedagtes vat jy, wat gedagtes los jy. Ons het gesien laasweek in Jesaja 32:17 sê daar die effek van geregtigheid is vrede. Die effek van geregtigheid is vrede. So ek kan die diepte van my openbaring in geregtigheid kan ek meet aan die vlak van vrede in my lewe. Hoe meer ek in die openbaring van geregtigheid vloei, hoe meer gaan ek in vrede wees. As ek uit vrede uit is die hele tyd, dan beteken ek moet 'n bietjie werk. Ek het werk om te doen, ek het ruimte om te verbeter aan die openbaring van geregtigheid. Kom ons gaan na Jesaja 54 toe. Jesaja 54 vers 13, ek gaan ook in die King James lees. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shall thou be established. Thou shalt be far from oppression, and for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. The Amplified say, not even the thought of oppression. Not even the thought. So, eerstens sê hy vir ons om geregtigheid geset te word. Die woord establish word gebruik. Establish beteken, dit sê nie 'n verbygaande gedagte nie. Ek set myself. Dit is waarvoor ek my geloof gebruik. Dis waarvoor ek my geloof beoefen. Ek beoefen my geloof om hierdie geregtigheid, bewustheid aan te kweek in my. Dis een van die belangrikste goed wat ek as 'n kind van die Here ooit kan doen, is om 'n geregtigheidsbewussyn te kweek. Dit kan nie net 'n verbygaande ding wees nie. Ek moet 24 uur 'n dag bewus wees daarvan, dat ek is die geregtigheid van God. Dat die offer aan die kruis was genoeg. Die bloed wat betaal is, wat ons nou gaan gedenk by die nagmaal, was genoeg. Ek is vry. Ek is 'n kind van die Vader. Ek is nie meer 'n sondaar nie. My sonde is van my verwyder, so ver as die ooste van die weste. Voor die hof van die hemel staan ek onskuldig. 100% onskuldig. Die bloed van Jesus bedek die sonde nie. Die bloed van Jesus verwyder dit. Dit bestaan nie meer nie. As jy voor God gaan staan, so ek hoor partykeer sulke godsdienstige mense, sê hulle, hoe jy dan voor die Here moet gaan staan. Wat dit wat jy nou gesê het. As ek voor God staan, wat gaan hy sê? Hallo my kind. Amen. Hy sien geen sonde nie. Niks. Ek is volkome vry. Volkome vry.
Geen ongeregtigheid. Wat staan in 1 Johannes 1 vers 9? As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergeef ons die sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Amen. And thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shall thou be established, thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear. Jy sien, as jy ge-established is, as jy geset is in geregtigheid, dan verloor vrees heeltemal sy invloed op jou. En die duiwel het geen vatplek aan jou. Jy vermy soveel probleme in jou lewe. And from terror, het jy actually 'n vers teen terrorisme. Far from terror, because it shall not come near you. It shall not come near you. Jy onthou pastoor Joe van 'n berg, toe hy daar in Kerkstraat afstap in 1980, en die Heilige Gees sê vir hom, stap met jy om die blok. En hy is gehoorsaam, hy stap so halfpad om die blok, en toe hy halfpad om die blok kom, toe gaan in 1980 Pretoria bom af, presies waar hy sou gewees. Vry, ver van terrorisme. Hoor die stem van die Heilige Gees, stap net 'n bietjie met die blok, stap so halfpad om, daar waar hy sou gewees het, jy hoor. En jy kan nie hoor, as jy nie 'n geregtigheidsbewustheid het, want as jy 'n sondebewustheid het, dan hoor jy niks. Jy is te besig met jou sonde. Die doel van geregtigheidsbewustheid is verhouding. Dis 'n verhouding. Die Vader wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil met jou praat elke dag. Jy moet opstaan en hoor as hy, goeiemôre, Vader, hoe gaan dit? 'n Verhouding. En al wat jy weghou van die verhouding is die sondebewustheid. Wanneer jou gees in posisie kom, sal jou liggaam respondeer. Wanneer jou gees in posisie kom, sal jou finansies respondeer. Wanneer jou gees in posisie kom, sal jou verhoudings respondeer. As jy wil hê jou liggaam moet begin respondeer, bring jou gees in posisie. Amen. As jy wil hê, wie van julle wil hê my finansies moet 'n bietjie respondeer? Bring jou gees in posisie. Bring jouself in die posisie van geregtigheid. Ek is vry. Ek is begunstig. Ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. Amen. Dit bring jouself in posisie, want jy is 'n ontvanger van die seun van Abraham. Galasiërs 3 sê dit. Daar staan geskryf, vervloek is elke wat aan hout hang, dat die seun van Abraham, dat die heidene kan kom in Christus Jesus. Dis myne, dit behoort aan my. Amen. Kom ons gaan na Romeine 10 toe. Jy onthou 1 Petrus 2 vers 24, die King James sê hy daarso, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes you are healed. Jy moet daai versie mediteer, jy moet hom leer, jy moet hom mediteer. Who his own self, hy het dit net vir jou gedoen. Hy het dit persoonlik, hy het daar gehang, hy was stoksiel alleen, aan daai kruis. Maar hy het daar gehang vir jou, who his own self bore your sins, all my sins, in his own body, on the tree, that I can be dead to sin. I am dead to sin. I am alive unto righteousness. By his stripes I am healed. Amen. Romeine 10 vanaf vers, ek is in die King James vandag die hele tyd, kom nog gaan in Afrikaans toe weer. Romeine 10 vanaf vers 1. Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. So wat is redding? Redding is meer as wedergeboorte. Redding sluit wedergeboorte in, maar redding is baie wyeer term. Redding is uit iets uit of van iets. Geboorte is in iets in. Ek word gebore in 'n familie in, maar ek word gered van 'n gevaar. Is julle met my? Ek kan nie sê ek word gered in 'n familie in nie. Nee, ek word gered uit 'n probleem, van iets. Want daar's genoeg dinge om van gered te word met die aarde. Daar's genoeg moeilikheid op die aarde om van gered te word. Want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis. Hy sien baie keer mense is ywerig, maar regtig, slaan die bal so ver mis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Jy sien, hulle het probeer met die geregtigheid van werke, hulle eie geregtigheid.
En vir hulle was dit net te goed om waar te wees, dat geregtigheid 'n geskenk kan wees. Maar geregtigheid kan jy nooit self verdien nie. Dit is 'n geskenk. Die enigste manier hoe jy dit gaan kry is jy die geskenk vat. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Al wat jy moet doen is om dit te glo. Dit was te maklik. Want Moses beskryf die geregtigheid wat uit die wet is. Die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit. Moenie in jou hart sê nie. So hy gee twee dinge wat jy nie moet doen nie. Nie moet sê nie. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om die gesalfde af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om die gesalfde uit die dode op te bring? Party mense in die kerk pleit die salwing van bo af, en party pleit dit terug van onder af. Albei is verkeerd, nee. Maar wat sê die geregtigheid wat uit die geloof is? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. Nou, dit is baie mooi besop nou, dat ons hierdie stukkie nie te veel kere al gehoor het, en nou iets belangrik mis nie. In die eerste plek, wat is die eerste woord wat in my mond en my hart in moet wees? Die woord van geregtigheid. 2 Korintiërs 5:21, 1 Petrus 2 vers 24, en al die ander skrifte oor geregtigheid. Ek moet dit in my mond sit, dat my hart dit kan hoor. Sê dit met jou mond, dat jou ore dit kan hoor. Jy glo jouself, meer as jy my glo. Okay, beteken as jy dit sê, ek is, die woord sê, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God in hom. Hoe meer ek het sê, hoe meer hoor my ore dit, dit gaan in my hart in, en ek bou dit. Jy sê, nou bou ek dit. Want die duiwel gaan my toets. Hy gaan my, en jy kan nie gevoelens kom en gaan. Gevoelens kan gaan saam met die weer. Okay? Jy kan nie op gevoelens staan. Jy is nie geregtig omdat jy geregtig voel nie. Amen? Dit is nie 'n gevoel nie, dit is 'n posisie. Jy kan goed voel of sleg voel, jy bly die geregtigheid van God. Dit is 'n posisie, jy moet dit besef. En hierdie woord van geregtigheid is my eerste stap tot redding. Want dit is my koneksie met die koninkryk. Dit is my koneksie met die koninkryk. As ek hierdie geregtigheid so diep as moontlik in myself vestig, dan ontvang ek ontvang baie maklik van die Vader. Daar's niks wat my hinder nie. So die openbaring van geregtigheid het te doen met jou redding, uit finansiële probleme uit. Hoor nou, die openbaring van geregtigheid kan jou uit finansiële probleme uithelp. Die openbaring van geregtigheid kan jou liggaam gesond maak van 'n siekte. Net daai een openbaring. Ek is die geregtigheid van God. Hierdie siekte het geen reg in my liggaam nie. Geen reg nie. Ek is die geregtigheid van God. Hierdie probleme het geen reg in my lewe nie. Amen. Sit eerstens die woord van geregtigheid in jou mond en spreek dit in jou gees en verwerp elke gedagte wat teen geregtigheid kom. Wanneer jy geset is in geregtigheid, kan jy vrylik ontvang. By julle Romeine 5 vers 17, paar bladsytjies terug. Romeine 5:17 is eintlik in die Amplified Bible lees. Hy's baie mooi in die Amplified. Kom ons lees hom daar. Romeine 5:17, Amplified. For if because of one man's trespass, lapse or offense, death reigned through that one. So daar sien jy al klaar, dat dit wat op die aarde gebeur vandag is nie God nie. Is julle met my? Want hy sê death reigned. Luister mooi. For if because of one man's trespass, is nou Adam, because of his lapse, his offense, death started reigning through that one. Much more surely will those who receive. En nou is hier 'n tweede party wat in die kom. Dit is nou ek en jy, indien ons kwalifiseer. Nie alle Christene word hier genoem nie. Dit sê those who receive. Jy moet 'n ontvanger wees. En dan is daar twee dinge wat hy van praat om te ontvang. Those who receive, nommer 1, God's overflowing grace is unmerited favor. Unmerited favor. Ek het guns. Ek het onverdiende guns. Ek het 'n oorvloed van onverdiende guns. Deur wat Jesus gedoen het. En tweedens, and the free gift of righteousness. Jy sien, jy moet dit ontvang. Die free gift of righteousness. Die is wanneer jy righteousness ontvang as 'n free gift. Nou, wat is die verskil tussen 'n gift en iets wat nie 'n gift is nie?
Kyk na jou salaris. Is jou salaris 'n gift? Nee, jy het gewerk daarvoor. Dis nie 'n gift. So hoe dankbaar is jy oor die salaris? Wel, jy is dankbaar jy het 'n werk. Ek hoop so. Baie dankbaar jy het 'n salaris. Maar jy gaan nie noodwendig elke einde van die maand na die baas se kantoor toe gaan en op die vloer neerslaan, trane van dankbaarheid nie, want hy skuld jou die geld, is jy met my? Jy kan nie so dankbaar wees vir iets wat jy verdien, maar sê nou maar, iemand gee vir jou onverwagte, onverdiende geskenk. Die ou skuld jou niks en hy koop vir jou 'n kar. Ek hoop jy sal bly wees, maar jy kan nie, as jy nie dankbaar is dan nie, dan het jy 'n probleem, is jy met my? Want die ou skuld jou niks nie. Dit is onverwags en is 'n geskenk. Onmiddellik is jy dankbaar. En het jy geweet hoe dankbaar dat jy is, hoe meer vloei die geskenke. Daar's 'n korrelasie al twee kante. Dus sê net maar, ek koop nou vir iemand 'n karretjie. Stap nou hier uit, en ek vat Johan saam met my en ek sê, Johan, ek het iets vir jou. En daar staan 'n klein rooi Porsche Carrera. En Johan sê, maar hier is Gerrie, jy weet ons ek kan nie van rooi nie. Kan jy nie maar 'n groen vir my gekoop het nie? Hoe voel ek dan? Ek sê van nie, dis die laaste keer dat ek Porsche vir jou koop. Jy weet my. Want jy is ondankbaar, nee. Maar as jy dankbaar is, al ding wat die gewer van die geskenk kry uit die hele ding uit, is die dankbaarheid. Dis al wat die gewer eintlik wil hê. Al wat ek wil hê, ek gee vir jou iets. En al wat ek kry is dankbaarheid. Daar's 'n geweldige krag in dankbaarheid. As jy dit teenoor die Here vrystel, as jy besef dat dit wat hy vir jou gee is sy liefde, dis onverdiende guns en is 'n geskenk. En jy laat dankbaarheid uit jou uitkom. Wat gebeur? Die Here sê, Jesus, dit was nou lekker, ek gaan weer vir hom iets gee. Dit was nou, hierdie ou moet weer kry. Dis hoe jy ook voel. Ne? As iemand dankbaar is oor die geskenk, dan voel jy lus om weer vir iets te gee. Is dit nie so nie? Much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting themselves in the right standing of God, luister mooi, reign as kings in this life. Eers het die dood geheers. Nou kan ons begin heers in die plek van dood. Kan ons heers, nie almal nie, die wat kan ontvang. Die wat kan ontvang die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid. Jy moet nie te trots wees om te ontvang nie. Jy moet nie, party mense is te trots om te ontvang. Ek het 'n getuienis gehoor van 'n ou, hy het 'n baie fancy horlosie gehad. En hy voel in sy gees, die Here wil hy moet gee vir iemand. En hy haal dit af en hy gee dit vir, hy is gehoorsaam aan die Heilige Gees. Die ou weier om te ontvang. En dit is, ek sal nooit jou horlosie, dit is te goed vir my. En wat sy opmerking was, hy het hom geïrriteer. Hy was vies vir jou. Want dis skynheiligheid, dis 'n sogenaamde nederigheid. Maar dit is eintlik hoog. Hy is te hoogmoedig om iets te ontvang. En hoogmoed, sê jy, ek werk vir my. Ek is nie 'n charity case nie. Besop daarvoor. Jy kan nie werk by die Here. By die Here werk dit nie so nie. Is jy wakker? Here, ek sal net vat dat ek vir kan werk. Dan kwalifiseer jy nie vir hierdie versie nie. Hierdie versie is, those that can receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness. As jy nie free gift kan ontvang nie, kan jy nie vloei in God se stelsel nie. Want jy kan nie genoeg doen by hom om te verdien nie. Is jy met my? Maar hy wil dit gee uit sy liefde uit. Kom uit 'n verhouding uit. Reign as kings in this life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. My aanmoediging vir ons hierdie week, soos tweede laaste Sondag, wat ons by mekaar kom die jaar, is kom ons werk met die woord van geregtigheid. Kom ons word ervare. Want ons het laasweek gelees Hebreërs 5, waar hy sê dat die wat onvolwasse is, die wat onervare, die woord is die wat onervare is in die woord van geregtigheid, is geestelike babas. Gaan lees Hebreërs 5. Die wat onervare is in die woord van geregtigheid. Nou, hoe word ek ervare met 'n ding?
Jy word nie ervare met dinge die eerste keer as jy hom doen nie. Hè? Jy hoop die dokter wat jou inspuit is ervare. As jy met my. En hoe word die dokter ervare? Beteken hy met baie jare baie mense ingespuit het. Jy is nie die eerste om te inspuit nie. Baie jare, baie mense. Dan word hy ervare. Jy hoop tog die ou is ervare. Baie keer as jy by die dokter kom en is so jong, jy wonder jy, hierdie ou klink nie nat agter die ore vir my. Hoe oud is jy, dok? As jy even sien, jy het dan so 10 jaar se ervaring, 20 jaar se ervaring, dan voel jy, dit klink, jy moet jouself ervare maak met die woord van geregtigheid. Dit beteken elke keer, die woord is 'n swaard. So dit beteken om ervare te word met die woord van geregtigheid, moet ek die woord van geregtigheid as 'n swaard leer hanteer. Ek moet elke gedagte, dit beteken elke keer as daar 'n gedagte kom, teen geregtigheid, is ek ervare. Ek is ervare hier. Ek ken al hierdie triek ken ek. Ek gaan nie weer uitgevang word met hierdie condemnation triek, hierdie triek van die duiwel wat my wil aftrek, my sê ek is onwaardig, ek is vuil, ek is 'n sondaar, ek is ervare met die woord van geregtigheid. Ek sê, hy het in sy eie liggaam my sondes gedra. Ek is vry. Ek is dood vir die sonde. Ek is lewendig vir geregtigheid. Deur sy wonde is ek genees. Deur sy bloed is ek skoon. Ek is die kind van die Vader. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die kosbare woord. Ek bid dat dit ingang sal vind in ons harte, dat elke van ons dit sal beoefen en oefen om ervare te wees in die woord van geregtigheid, sodat die vyand geen vasdrapplek in ons lewens kan kry nie, sodat ons kan wees hierdie mense waarvan U hier praat, wat heers as konings op hierdie aarde, deur U Gees en deur U leiding. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan nou begin deur ons nagmaal te hou. Vat net eers die sap en die brood en hou dit by jou. Ons sal dit saam neem, gelyktydig. Ek gaan 'n paar versies lees. Ek wil teruggaan na Genesis, waar die eerste nagmaal was. Genesis 14 praat van Abraham, wat die oorwinning oor die konings behaal het. En dan vers 18 sê, Melchisedek, die koning van Salem, die ou naam vir Jerusalem, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Nou wie is ons Melchisedek vandag? Is Jesus. So dit beteken as ons met die nagmaal te doen het ons te doen met Melchisedek, met Jesus, ons hoofpriester. En gesê, wat het hy gedoen? Hy het hom geseën. Dis die eerste ding. So by die nagmaal is daar 'n seën. Wat is seën? Seën is 'n bekragtiging om suksesvol te wees. Blessing. Bekragtiging. Jesus het die broodjies en die visse opgehou en hy het geseën. Wat het gebeur met die broodjies en die visse? Dit het so baie geword dat hulle 12 mandjies moes optel. Hoekom? Dit was geseënd. Okay, dis 'n bekragtiging, né? Om geseën en gesê. Geseënd is Abraham, deur God die Allerhoogste, besitter van hemel en aarde. En geseënd is God die Allerhoogste wat die vyand in die hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles. En daar sien ons die 10de. So sien die 10de en die nagmaal gaan ook saam. So Abraham het die nagmaal ontvang, hy is geseën, hy het sy 10de gegee. Ons staan vandag in die plek van Abraham. Ons is die saad van Abraham. Dis wat die woord ons noem. So ons deel nou met Jesus ons hoofpriester. So ons herinner onsself nou hier, as ons die brood eet, dat Jesus het sy eie liggaam laat breek, sodat my liggaam nie gebreek hoef te word nie. Hy het sy liggaam vol siekte laat word, sodat my liggaam geen siekte hoef te hê nie. Hy het in die kruis gaan hang, in my plek, dat ek nie in die kruis hoef te gaan hang nie. Hy het alles in my plek gedoen. Amen. So wanneer ek hierdie brood eet, dan laat ek my geloof uitgaan om te ontvang dit wat hy gekoop het. Hy het iets betaal met elke ding wat hy gedoen het. Met sy liggaam het hy my genesing betaal. Met sy bloed het hy my ewige redding betaal. Né? Dis wat ek gaan ontvang as ek dit doen. So kom ons eet die brood en dan, so wat jy dit eet, in jou gees sê vir hom dankie vir genesing met vloeiende liggaam. Dankie Here Jesus. Dankie vir genesingskrag wat vloei deur ons fisiese liggame. Hierdie liggame is tempels van die Heilige Gees. Hierdie liggame is genees deur die bloed van Jesus. Ons dankie daarvoor. Deur U wonde is ons genees. Amen. Sy bloed het gevloei
Nie om sonde te bedek nie, maar om sonde weg te neem. Beteken hierdie bloed verklaar, hierdie bloed praat. Bloed praat, sê die Bybel. En dit sê, jy is vry. Vir ewig vrygespreek deur sy bloed. Dankie Here Jesus, dat ons die woorde van hierdie bloed kan hoor. En dat hierdie bloed sê, ons is vir ewig vrygespreek deur u bloed. Ons dank u daarvoor. Ons staan voor u, skoon gewas, vrygekoop, die geregtigheid van God in Christus. Ons dank u daarvoor. In Jesus naam. Amen.